Levitikus, hoofstuk 19. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir die hele vergadering van Israel sê, wees heilig, want ek, julle Here en God, is heilig. Elkeen van julle moet respek hê vir sy ma en pa. Sorg ook dat julle my sabbate hou, want ek is die Here, julle God. Julle mag nie na afgode gaan nie, en julle mag ook nie vir julle enige afgode maak nie, want ek is die Here, julle God. Indien julle 'n dankoffer bring vir die Here, moet julle dit op so 'n manier slag, dat dit voordelig is vir julle. Dit moet op die dag wat dit geslag word, opgeëet word. Dit kan hoogstens nog geëet word op die tweede dag, maar dit wat oorbly tot die derde dag toe, moet verbrand word. Indien dit tog op die derde dag geëet word, sal dit as iets walglik en onrein beskou word. Ek sal dit nie aanvaar nie. Die persoon wat daarvan eet op die derde dag, sal verantwoordelik vir sy sonde gehou word. Hy het dit wat heilig is voor die Here, ontheilig. Die persoon moet van sy volk afgesny word. Jy mag die rand van jou lande nie skoon oes nie, en die are wat geval het, nie optel nie. Jy mag ook nie jou wingerd heeltemal skoon oes nie, en die trossies druiwe wat geval het, ook nie optel nie. Dit moet vir die armes en die vreemdelinge gelos word, want ek, die Here, is julle God. Julle mag glad nie steel of lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie die naam van julle God ontheilig deur 'n vals eed in my naam af te lê nie, want ek is die Here. Jy mag glad nie jou naaste bedrieg of beroof nie. Jy mag ook nie die loon van 'n dagloner terughou tot die volgende dag nie. Moenie 'n dowe vloek of iets in die pad van 'n blinde sit nie. Vrees jou God, want ek is die Here. Julle moet regverdig oordeel tydens die regspraak. Moenie partydig wees vir die eenvoudige nie, en moet ook nie die aansienlike voorkeur laat geniet nie. Jy moet regverdig oordeel oor jou medemens. Jy mag nie 'n kwaadprater wees of skinder oor ander nie. Jy mag ook nie iets doen wat iemand anders se lewe bedreig nie. Ek is die Here. Jy mag nie 'n familielid haat en 'n wrok in jou hart vertroetel nie. Met openhartige vrymoedigheid moet jy jou naaste teregwys, anders sal jy as gevolg van hom 'n sonde dra. Teenoor jou mede-Israeliet mag jy ook nie haatdraand of wraakgierig wees nie, want jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself het. Ek is die Here. Julle moet al my instruksies nakom. Jy mag ook nie twee soorte diere met mekaar laat paar nie, en as jy jou lande besaai, mag dit ook nie met verskeie soorte saad wees nie. Jy mag ook nie klere wat uit verskillende materiaal bestaan, saam aantrek nie. Daar moet vergoeding wees indien 'n man by 'n slavin slaap wat bedoel is as vrou vir 'n ander man, terwyl sy nog nie losgekoop is nie. Omdat sy nog nie vrygelaat is nie, mag hulle nie doodgemaak word nie. Daardie man moet na die ingang van die tabernakel kom met 'n ram as skuldoffer. Dan moet die priester vir hom versoening doen in die teenwoordigheid van die Here vir die sonde wat hy begaan het, en hy sal daarvoor vergewe word. Wanneer julle vrugtebome aanplant in die land waarheen julle gaan, moet die vrugte van daardie bome vir 3 jaar as verbode beskou word. Daar mag glad nie van daardie bome se vrugte geëet word nie. Die vrugte moet in die 4de jaar 'n heilige feesoffer vir die Here wees. Eers in die 5de jaar mag julle van die vrugte eet, sodat die opbrengs daarvan altyd meer en meer sal word. Ek is die Here, julle God. Vleis waar die bloed nog in is, mag julle glad nie eet nie. Julle mag nie waarsêery beoefen of voortekens gebruik om voorspellings te maak nie. Julle mag nie die hare langs die slape of die kante van julle baarde wegsny nie. By die begrafnis van 'n dooie mag julle glad nie snye op julle liggame maak nie. Julle mag ook nie julle tatoeëer nie, want ek is die Here. Jy mag nie van jou dogter 'n prostituut maak en haar op die wyse onteer nie. Dit sal veroorsaak dat die hele land begin horeer as sulke skandelike dade gepleeg word. Julle moet respek hê vir my heiligdom en my sabbate onderhou. Moet nie na voorvadergeeste of waarsêergeeste gaan vir hulp nie. Dit sal veroorsaak dat julle onrein word. Ek is die Here, julle God. Jy moet opstaan vir bejaardes, ouer mense respekteer en eerbied aan jou God toon, want ek is die Here. Jy mag nie 'n vreemdeling wat in jou land woon onderdruk of uitbuit nie. Jy moet die vreemdelinge wat tussen julle woon behandel soos jy enige Israeliet sou behandel.
Jy moet vir hom net so lief wees as wat jy vir jouself is. Onthou dat jy ook op 'n tyd 'n vreemdeling in Egipte was. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie onregverdig wees in julle regspraak nie. Julle mag nie onregverdig wees wanneer dit kom by lengte, gewig of inhoudsmaat nie. Jou weegskaal moet akkuraat wees. Jou gewigte, eva en hin moet reg wees. Ek is die Here, julle God, en ek het julle uit Egipte gelei. Julle moet al my reëls en regulasies onderhou en nakom, want ek is die Here.